The flight transporting the Afrikaners who are relocating to the US as refugees experienced some delays, and we do not understand what were the delays about. We haven't been able to establish the reasons. But I can confirm that just after 10:30 this evening, the flight did take off, and as we speak, it is airborne. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou almal die snitte gesien wat ons nou vinnig geplaas het vir u van die vertrek van die 49 eerste vlugtlinge. Ons kan dit nou nie meer in aanhalingstekens sit nie, want dit is nou amptelik en offisieel so deur Amerika dan nou beskryf en erken, en dan die proses sommer baie spoedig ook aan die gang gekry. Baie vinniger as wat dit normaalweg gebeur. En ons het ook 'n stukkie video gesien van waar hulle geland het, en ons wens ons mede volksgenote alle voorspoed toe waar hulle nou gaan wees, en ook so almal, want kykers en luisteraars, hierdie is maar eintlik die eerste keer wat die vlug offisieel, noem dit nou maar, beskryf word en mense offisieel kan aansoek doen vir vlugtelingstatus. Nou ja, u moet asseblief my video gaan kyk van bly in Suid-Afrika, waarom, gaan kyk om. Hierdie is die land van belofte. Dit staan soos 'n paal bo water. Julle gaan eendag terugkom. Sefanja 3 beskryf dit baie mooi. Hulle wat ver weg van die fees af is. En die fees gaan wees wanneer Suid-Afrika weer herstel is onder 'n godsvreesende, gelowige regering, waar die naam van die Vader geëer sal word, en deur sy Seun en sy Gees. So, Sefanja 3 is baie duidelik. Die wat ver weg van die fees af is, dis die herstel, dis wanneer die vuurkleur weer wapper, sal met droefheid uitsien om hier te wees. En dan sê die Vader, maar hulle hoort by jou, want julle hoort by ons. En dan sal hy hulle terugbring. Hy sal hulle bring. Staan baie duidelik geskryf vir ons. Maar kykers en luisteraars, hierdie nie offisiële vlug vind al vir baie jare plaas. Van my klasmaats is gevestig in Engeland en elders in die wêreld, in China. Van my klasmaats. Hoeveel van u kennisse, familie, het al uitgewyk na Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Amerika, veral? Honderde duisende van ons kinders gaan werk in die buiteland, want hier is nie vir hulle geleentheid nie. Nou dit vat nie die beloftes vir hierdie land weg nie. Ons is nou in die moeilike tyd, maar daardie moeilike tyd gaan verbygaan, en gaan daar 'n fantastiese tyd hier aanbreek. Maar ja, ons gaan deur die moeilike tyd, en gewis gaan ons nie alleen deur hierdie moeilike tyd gaan nie, die wêreld gaan ook. Onthou dit, moet dit nie vergeet nie. Die wêreld gaan 'n wêreldoorlog ingaan. Die wêreld gaan die vervolging van die gelowiges veral implementeer. Maar dis nie die lyn van vandag nie. Wat ek graag met u wil deel, en dis 'n baie belangrike ding. En hier moet ek 'n gesig van oom Siener inbring, waar hy 'n regering sien, 'n regering in 'n visioen sien, wat hy beskryf as hy lyk soos ons, min of meer, maar hy het nie ons harte nie. Die lyn wat ek vandag met u is 'n baie belangrike. U moet asseblief, hierdie is een van die belangrikste video's vir my. Het gaan 'n eenvoudige kort een wees, maar geweldig belangrik. En ek het dit bespreek in my Pretoria vergadering,
Ongelukkig het ons hom nie opgeneem nie. En dit is dat, Senior het ons gewaarsku, dat hier kom so 'n regering. Nou hoe hy presies gaan lyk, gaan ek en u nie weet nie. Om dit te interpreteer, gaan 'n ou jouself blootstel aan foute maak. So u ken my, wanneer dit by die profeseë kom, is ek 'n baie eenvoudige mens. Ek kyk eenvoudig daarna, bedoelende, wat is die eenvoud wat die profesie vir my gee? En die eenvoud in hierdie een van Senior, is dat hier kom 'n regering, wat hy sê ons erger gaan vervolg, as die swart regering. Nou ons sit ons nou duidelik, het ons nou vir 20, 25 jaar gesit met 'n swart regering, nou sit so 'n halwe kombinasie, die regering van nasionale eenheid, gaan hy nog verder ontwikkel in 'n globalistiese regering, gelei deur die DA in die Kaap as provinsie en wat daarmee saamgaan. Kyk maar my ander video's ook, waar ek bietjie meer oor dit sê. Die punt en die eenvoud hierin is, hier gaan 'n regering kom, wat hy sê ons erger gaan vervolg. Nou wie is hy ons? Dis die ons wat Senior hom mee vereenselwig het. Die De Wet, die Delarey, die Paul Creer, die Hendrik Verwoerd, daardie leierskap, die kern van hierdie boervolk, en die kern van ons volk, is 'n geloofskern. Ons wil vryheid van geloof hê, ons wil ons geloof beoefen, en daarmee saam gee die Vader het hy nog altyd vir ons die seëninge, materieel, finansieel ook gegee. Ons voorouers het hom eerste gestel. Dis die kern. Vir ons is dit belangrik om ons geloofslewe te kan vry uitleef. Nou sal jy dadelik sê, maar ons kan. Ja, maar vir hoe lank nog? Voordat hierdie globaliste en hierdie nuwe wêreldorde sekere dinge op ons forceer. En as ons dit dan nie doen nie, dan word ons blootgestel aan vervolging, né? So wat ek vir u wil sê eerstens is, vir die mense wat nie in die laat 80, 90ers was nie, in daardie politiek, en is belangrik nie om verwyte, die rede is nie verwyte hier vanoggend glad nie. Die rede hier is om te besef en te verstaan, dieselfde element, onder die wat lyk soos ons, maar nie ons hart het, is my so mooi beskryf. Al was dit nie 'n profesie nie, is dit vir my so mooi beskryf. Mense wat lyk soos jy, maar nie jou hart het nie. Nou daardie wat lyk soos ons en nie ons harte het nie, is die wat ons in 1992, 1994 laat kapituleer het. Met ander woorde, hierdie boervolk wat 'n soewereine, onafhanklike volk was in eie reg, deur 100 jare se bloedseet, se konsentrasiekampe, se tweede vryheidsoorlog, die eerste vryheidsoorlog, al hierdie offers gebring het, is blaatant weggegee in die 294 verkiesing. En dieselfde element wat lyk soos ons, wat ons daai tyd forceer het, en ek sê forceer, want besighede het vir hulle mense gesê, as jy nie so stem nie, gaan jy jou werk verloor. As dit nie gebeur nie, gaan die cricketspan terugkom, as hierdie stem wen of daai stem. Die van die wat dit kan herinner, ek sê dit vir die jeug ook vandag hier om te verstaan, en dis die belangrikheid van hierdie video, is dat daar dieselfde element onder ons volk, wat nie God eerste stel nie, maar wat die nuwe wêreldorde eerste stel, wat die beleggings van die nuwe wêreldorde en al die voorgeskrewe reëls, wil ek sê, van die nuwe wêreldorde wil gehoorsaam. Dis die ander element. Hier's twee, die boervolk, die blanke volk is beter om te beskryf. Die boervolk is die wat sekere eienskappe huldig en handhaaf. Die blanke volk van Suid-Afrika word in twee verdeel. Die een is die wat Gods koninkryk bo alles herstel wil sien en daarmee saam dan die vryhede wat daarmee saamkom. Die ander een wat net tevrede is, solank hulle kan geld maak, gerieflik lewe, huise kan koop, binne die wil van die nuwe wêreldorde is, en al die vereistes daarmee saam. En dis 'n groot verskil. En dis daardie linkse element, daardie nuwe wêreldorde element, wat ek nou sê, wat ook in ons volk is, wat ons gekapituleer het, wat letterlik al ons mag oorgegee het. Nie eers gesê het, ons gaan sekere areas in die land uithou, vir ons as 'n soewereine deel, wat hulle kon doen, wat in die grondwet tot vandag toe nog voorsiening voorgemaak is, wat in die wind geslaan word. Daar's organisasies wat al hoeveel pogings aangewend het, in die wêreldhof, internasionaal gegaan het, en dit op die spreekwoordelike dowe ore val. En op die einde is daardie geloofskern is uitgelewer.
aan alles en almal. En soos wat hulle ons in 92 en in die laat 80s en vroeë 90s beloof het, hierdie gaan 'n pragtige land wees. Die wêreld gaan belê in ons. Het ons nou die punt betree waar ons volk amptelike vlugstatus deur die grootste land in die wêreld, Amerika, erken is. Behalwe dit weet ons dat Rusland ook by geleentheid gesê het, boere van Suid-Afrika, julle is welkom. Want hulle weet hoe word hulle hier behandel. Maar nou het dit deur hierdie uitsprake van, kom ons sê Putin wat gesê het, julle kan die boere van Suid-Afrika is welkom om tussen Sint-Petersburg en Moskou te kom boer, julle is welkom, en dan die offisiële besluit van die FSA om te sê, julle het amptelike vlugtelingstatus. Daar's hy, dis amptelik. Dis groot. Nou moet ons teruggaan, nie om te verwyd nie, glad nie, maar om 'n les te leer, dat in hierdie gebeure in die verlede, het hierdie linkses vir ons, wat ons laat kapituleer het, wat 2/3 oortuig het om ja te stem. En ons kan nie geskiedenis nie terugdraai nie, maar ons moet leer uit hom uit. Anders gaan ons nooit, wat nie gaan gebeur nie, profesie sê gelukkig anders, maar is belangrik om dit onder ons aandag te bring. Daardie linkse element wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie, het ons oortuig in die laat 80s en 90s om dit so te doen. Met al die leuns van beloftes, want dit kan ons mos nou vandag vir mekaar sê. Hulle het nie gesê dat jou maatskappy gaan 50 of 49% BEE moet wees, en BEA en al die klassifikasies, en jy gaan, al speel 'n blanke vandag bankrot, hy het niks, en hy begin in hierdie nuwe Suid-Afrika, en hy bou 'n suksesvolle maatskappy, moet hy as gevolg van sy veldleer, moet hy BEE toepas, anders kom hy voor doodloopstrate. Dis hoe dit is. Dit het daai linkses, wat lyk soos ons, vir ons nie gesê nie. Nee, hulle het vir ons gesê, het gaan 'n pragtige land wees, die wêreld gaan belê. Ek weet van die sinsnedes wat Max de Pre gebruik het, was, geld gaan in die strate lê, dit gaan fantasties, dis 'n utopia. En vandag, hierdie klein kernvolkie, het amptelike vlugtelingstatus. Behalwe die afgelope 10-20 jaar, wat honderde duisende van ons mense, in elk geval die land, onder 'n nie amptelike status, verlaat het, vir 'n beter inkome. Ek sê beter in aanhalingstekens, want dis tans op die kort termyn beter, op die lang termyn, gaan hierdie die beter plek wees. Loshande, al die profesieë, sê dit vir ons, in geen onduidelike terme. Baie eenvoudig. So wat ek vir u wil sê, Siener het in 'n visioen gesien, dat hierdie wat lyk soos ons, maar nie ons hart het nie, daardie selfstes wat ons al ons mag laat oorgee het, alles laat oorgee het, dat ons vandag totaal wees is, leierloos is, daardie selfstes is nog steeds hier. Hulle doen hulle self nog steeds voor as regs, as behoudend, maar Siener is baie duidelik, en vir my is dit net logies, kom ons los die profesie, kom ons los hom. Ek het die stryd gevoer in die laat 80s, vroeë 90s, om nie alle mag te verloor nie, want dit is 'n gevaarlike plek om 'n volkie, 'n minderheid te plaas, en dit is alle mag van hom te beroof, wat tans die geval is. Selfs op ekonomiese vlak. Ek praat nie eens van militêr nie. Ek praat nie eens van beskerming nie. Die kommandos is toegemaak, dit is 'n lyn op sy eie. Is totaal uitgelewer. Daardie selfde linkse element, wat lyk soos ons, is nog steeds in hierdie land. En dis hoekom ek sal bly wees, dis is vreeslik om dit te sê, maar Siener sê daar volg 'n tweede burgeroorlog. Dis niks met die swart nasies te doen nie. Kykers en luisteraars, niks. Dit het te doen met daai wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie. En hoekom ek sê ek sal bly wees, dis wreed, 'n mens wil dit nie hê nie, maar ek weet en besef en verstaan, solank ons daardie linkse element onder ons volk het, wat nie omgee nuwe wêreldorde, wat nie omgee om medies enige iets afgeforceer te word op hulle nie, wat nie gaan omgee vir digitale betaling met selfone en later 'n nommer of wat ook al op voorkop of polse of wat ook al op die regterhand nie, wat nie omgee vir dit nie. Solank ons daardie element hier het, sal die ware boer, die opregte gelowige, wat die kern van ons volk is, sal nooit by sy drome, sy seëninge uitkom nie. Nooit nie. Daar's nie 'n manier nie. Want die seëninge wat na volk toe moet kom, sal deur die wêreldse elite gevat word, via die nuwe wêreldorde, via die linkses, via die wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie.
En dis belangrik om dit van te begin kennis neem. En die goeie vir my daarin is, wanneer daar die tweede rebellie uitbreek, daardie burgeroorlog, gaan die finale suiwering kom. Dan gaan daardie element, het ons siener gesê, vlug op die skepe in Durban, in die see in, en ons hulle nooit weer sien nie. Want dan bly die element, wat die kern van hierdie boervolk is, 'n geloofsvolk, wat God eerste stel. Nie nuwe wêreldorde nie, nie wat 'n wêreldleier sê, nie niks nie, wat God sê. En ons gaan daardie lewe leef. En dit sal ons alleenlik bring. By wat ons siener, Sefanja, Joël 2, Micha 4, Hosea 2, Jesaja 60, Esegiel, almal vir ons voorspel het, kom dan hier 'n seën wat ons ongeken gaan wees. Want God wil vir ons daai seën gee. Hy wil ons seën. Maar ons moet hom eers stel. En ek wil net hierdie bedreiging vir ons toekoms, vir die toekoms. Eers gaan ons moet oorleef in hierdie kleurrevolusie wat gaan kom in Suid-Afrika, in die geweld wat gaan uitbreek, wat baie mooi in die Bybel beskryf word, wat ons siener baie mooi by aansluit, en ook beskryf, en Johanna Brandt, en Roger Thiel, en David Wilkerson. Ons gaan eers deur dit gaan, want God wil ons weer terug hê by hom. En wanneer ons terug is by hom, gaan hy die wat lyk soos ons, maar nie ons harte het, wat sy hart, ons hart, is waar hy bly nie, dan gaan ons hulle in die see injaag. En dan kom daar die seëninge. Want God sê dit vir ons, stel my eerste, en ek gee vir jou dit alles. En dit is wat ek graag in hierdie boodskap aan u wil oorbring. Onthou, in hierdie land, met die massas, en die revolusie wat hier gaan plaasvind, en die geweld wat hier gaan plaasvind. Dis een ding, en daar moet ons oorleef. En dit is sluit aan by Suidlanders. Subscribe, like, laat meer mense die waarskuwing hoor. Dis waaroor dit gaan. En dan wanneer ons dit, en dan moet die suiwering, die finale eers die oorlewing, moet die geweld en die anargie, ekstreme geweld wat hier gaan uitbreek, moet ons oorleef. En daaraan ken u almal Suidlanders se noodplan binne die Geneefse konvensie. Ons verwyder ons van 'n party as konflik, waar die konflikte is. Ons wil nie 'n party tot konflik wees nie. Die Vader sê self, hy sal 'n gees van verskrikking oor hulle bring. Hy sal hulle verwyder. Hy sal hulle land uit laat vlug ewenaar toe. Daar's baie profesieë oor dit. Jesaja 60 sê dit ook baie mooi. Baie mooi. Joël 2 dink ek ook, as ek reg onthou, of Joël 2 en Jesaja 60, of een van die twee. Kan net nie nou presies weet watter hoofstuk nie. Sê dit ook baie mooi duidelik. Hulle sal vlug na dor en waterlose plekke, maar kom ons gaan nie nou op dit in nie. Dan kom ons felste stryd. En dit is teen daardie masjien wat ingeskakel is by die nuwe wêreldorde. En daar kom ek dink 'n baie suiwer geloofstryd wat dan kom. Wat ons gaan wen. Ons gaan hom wen. Want die vuurkleed gaan wapper. En al die ryklike beloftes daarna. En dan sit jy met 'n groepering in hierdie land wat God eerste stel. En dan kom al die seëninge direk uit die Vader se hand. Prys sy groot en heilige naam deur sy seun ons Messias en die Heilige Gees. U moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat, maar onthou, ons gaan nog hier teen ons eie wat lyk soos ons 'n stryd moet voer om ons finale Gods geloofsvryheid te hê. Sterkte en seën vir u tot ons weer praat.